Die boodskap, Genesis hoofstuk 7. Dit begin reën. Toe alles klaar was, het die Here vir Noag gesê: "Klim in die ark in en vat jou gesin saam. Van almal op aarde het jy die naaste aan my geleef. Vat ook van elke rein dier 7 pare saam met jou in die ark in, 'n mannetjie en 'n wyfie. Van al die onrein diere hoef jy net 1 paar elk, 'n mannetjie en 'n wyfie saam te vat. Van al die voëls wat in die lug rondvlieg, moet jy ook 7 pare saamvat, 'n mannetjie en 'n wyfie. So kan al die voëlsoorte voortbestaan. Binne 7 dae stuur ek reën. Dit sal 40 dae en 40 nagte aan mekaar reën. So sal ek alles wat ek gemaak het van die aarde af vernietig." Noag het presies gedoen wat die Here vir hom gesê het. Hy was 600 jaar oud toe die massas water die aarde begin oorstroom het. Toe die water begin opstoot, het Noag saam met sy vrou, sy seuns en hulle vroue in die ark geklim. Die mannetjies en wyfies van alle rein en onrein diere, van elke soort voël en van al die kruipende diere is saam met Noag in die ark in. Hulle het 2-2 die ark ingestap, net soos die Here vir hom gesê het. 7 dae later het die water van die vloed oor die aarde gespoel. In Noag se 600ste jaar in die 2de maand, presies op die 17de dag van daardie maand, het alles begin. Al die fonteine onder die aarde het oopgebars. Die hemelse sluise het oopgebreek en die watermassas het neergestort. Dit het 40 dae en nagte so aangehou. Geweldige swaar reën het die aarde dag en nag getuister. Daardie selfde dag het Noag en sy vrou, as ook hulle seuns Sem, Gam en Jafet en hulle vroue in die boot ingegaan. Saam met hulle was daar van elke spesies wilde diere en vee, elke soort dier wat op die aarde rondkruip, elke soort voël, ja alles wat vlerke het. 1 paar van alles wat leef, het saam met Noag in die ark geklim. Dit was die mannetjies en wyfies van alle denkbare soorte diere wat in die ark was, presies net soos die Here vir Noag gesê het. Toe almal binne was, het die Here gekom en self die ark se deur agter hulle toegesluit. Massas water het op die aarde neergestort, 40 dae aan mekaar. Soos die water meer en meer geword het, het die ark stadig maar seker begin oplig, totdat dit naderhand gedryf het. Die watervlak het elke dag gestyg. Die ark het op die water begin vaar. Naderhand was daar soveel water op die aarde, dat die hoogste bergspitse oorstroom was. Die water het meer as 7 meter bo kan die hoogste pieke gevloei. Alles op aarde is uitgewis, voëls, vee en wilde diere, as ook alle kruipende diere, ook al die mense. Alles wat op die aarde asem gehaal het, is uitgewis. Alles en almal is deur die water van die aarde af weggevee. Net Noag het oorgebly saam met die wat by hom in die ark was. Vir 150 dae lank het die watermassa oor die hele aarde gespoel.